Maar as jy aan die ander kant dink soos, ek wonder net wat die goeie goed wat gaan gebeur, dan vergeet jy, goeie goed gebeur nie net in 2024 soos in elke ander jaar. Die slegte goed wag ook vir ons in 2024 en ons het God nodig. So hoe benader ons dit? En ek wil na Habakuk hoofstuk 3 kyk vandag saam met julle. Die hele hoofstuk. Ja. Ons gaan die hele hoofstuk 3 vandag vat en ek weet, as ek sê die hele hoofstuk in die Bybel, dan raak julle soms so koud en die vrouens dink, luister ek hoop nie, hy gaan te lank aan nie, want hy skaapbout gaan droog word daar in die oond. Maar wees gerus, ons gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Net hier en daar versie wat op toepassing is. Habakuk sit in 'n situasie waar dinge regtig rof gaan. Die volk was ongehoorsaam aan God. En God is in die proses om hulle te straf vir hulle sonde. En dinge gaan regtig baie, baie sleg gaan. En in die middel van dit, kyk Habakuk na die wêreld rondom hom, wat so 'n bietjie onderste bo is, net soos ons wêreld vandag. Mense worry nie oor God nie, mense doen wat hulle wil, en dit lyk nie of daar enige iets is om op te hoop nie. Maar tog sien ons dat Habakuk hoop gehad het. En ek en jy wil vandag leer by hom. So, die eerste versie wat ek wil lees is vers 2 van Habakuk, hoofstuk 3. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare, in die midde van die jare, laat dit bekend word. In toren, dink aan ontferming. So wat wil ek hê, ons as kerk, en jy as individu moet 2024 doen? Die eerste ding is, ek wil hê jy moet opkyk. Jy moet opkyk. Dis wat Habakuk hier gedoen het. Dinge gaan moeilik, omstandighede is regtig verskriklik swaar, en wat hy doen is, hy soek God, hy begin met Here, en hy bid tot God om hulp, en ek dink dis die eerste plek waar ons moet begin. Kyk op, staan voor die kruis, en sien die kruis van Jesus, wat gesterf het vir jou sonde, wat gesterf het sodat jy gered kan word, wat nie gesterf het sodat die lewe vir jou maklik kan wees nie. Maar hy het gesterf sodat jy vreugde in die lewe kan hê, joy in die lewe kan hê. En ek wil vandag vir jou sê, dis beter om met vreugde deur moeilike tye te gaan, as dat alles regloop en jy's maar middelmatig. Mense, ek wil vir jou sê vandag, moenie rondkyk nie, kyk op. Ons kyk na verskillende goeters, ek is 'n Google ou, soos meeste van julle dalk. As iets fout gaan, dan Google ons die roker daai probleem uit. En ek weet of julle dit ook doen nie, die van julle as julle siek is, dan Google julle. Moet nooit Google as jy siek is nie, want die einde van dit is jy gaan doodgaan. Dis pretty much wat dit, ek het nog nooit gegoogel en dan 'n warm gevoel daar uitgestap nie. Ek weet nie wie van julle soek 'n probleem en dan Google jy en dan dink jy, dit was lekker. Ek voel nou beter. Ek dink ek het nou 'n hoop vir die toekoms nie. Nee, dit doen nie. Daar's van julle wat wanneer dinge moeilik raak, druk jou kop in die sand soos 'n volstruis en jy maak of dit nie gebeur nie. Eintlik hoop jy dis nie regtig waar nie en ek gaan maak of ek dit nie sien nie of ek dit nie ervaar nie en miskien sal dit self regkom. Dit werk ook nooit regtig baie goed uit nie, want as jy jou kop uithaal, dan dinge eintlik versleg in die tyd dat jy jou kop in die sand gehad het. Maar as van julle ook, wat as dinge moeilik raak, dan paniek julle. En dan beklei julle met almal rondom julle, soos jap, en dis ook nie goed nie, want nou het jy mense kwaad gemaak en nou het jy daai probleem ook, plus jy het nog steeds hierdie probleem van jou, so. En dan op die einde van die dag steun ons op ander goed om te probeer cope met wat met ons gebeur. En die antwoord is so eenvoudig. Die plek om te begin is om op te kyk en Jesus raak te sien. En as jy in die kruis dink, is dit so 'n goeie plek om te begin. Wat die Here sê, draai weg van jou sonde. Plaas jou geloof in my en volg my, dien my, soek my. En as jy dit doen, dan sal ek sorg vir die res. Christene is anders as die wêreld. En
Al vat dit soms tyd, kyk ons op. Psalm 121, bekende psalm, ek slaan my oë op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Kyk op, soek die Here. Daar is nie genoeg trane of baklei of informasie op hierdie wêreld wat jou die uitkoms gaan gee wat die Bybel beloof nie. En dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Niks anders sal dit vir jou gee nie. Jy gaan dit soek by ander plekke, maar dit gaan nie hou nie. Ek dink toe ook aan Hebreërs 12, wat sê, laat ons elke las afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. So die laaste vers 2 beskryf eintlik hoe jy vers 1 gaan doen. So hoe gaan ek die sonde afgooi? Hoe gaan ek nie daarin verstrik raak nie? Hoe gaan ek die wedloop met volharding kan hardloop? Hoe? Met die oog gefestig op Jesus. Nou dis dan 'n mooi ding om te sê, nee, en dis, weet, ons kan daai liedjie sing, turn your eyes upon Jesus, hou die oë op Jesus, en ons almal is, dis mooi en ons wonderlik, en ons stap hier uit en ons dink, dit was mooi, ek gaan dit doen. Maar hoe doen jy dit prakties? Want het is goed om teologiese idees te hê, maar as dit nie voete kry nie, is dit eintlik leeg en sinneloos. So, hoe hierdie werk in die praktyk is Jesus is die middelpunt van jou lewe. Dis wat dit beteken om op te kyk. As jy wakker word in die oggend, dan dink jy aan hom. Nie hier teen 12:00 1 se kant skielik onthou, ek het vergeet van die Here, en dan gou 'n gebedjie opsit sodat jy net kan beter voel, sodat wanneer jy vanaand by die huis kom, dan ordentlik met God kan praat nie. Dit gaan nie werk. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die middelpunt beteken om kerk toe te kom Sondag. As Christus die middelpunt van jou lewe is, dan kan jy net 1 keer in 3 maande kerk toe kom en dink, hy is bly en hy is die middelpunt van jou lewe nie. Dis die eerste plek waar ek sien, Jesus is die middelpunt van iemand se lewe. En dit gaan nie oor die kerk nie, julle. Dit hoef nie eens hierdie kerk te wees nie. Daar's baie kerke waar God se woord in gees en in waarheid verkondig word. Maar kerk is belangrik, want dit is God se plan, om mense rondom jou te sit, wat saam om met jou opkyk. En wanneer jy afkyk, vir jou kan sê, hey, kom ek help jou broer, kom ek help jou sussie, kom ons kyk saam op. En so, as Christus die middelpunt is, dan praat ons anders, en ons leef anders, en ons dink anders. Net om op te kyk. En dis nie daai opkyk, en ek het laas jaar, aan die einde van laas jaar dit gesê, dis nie daai opkyk, wat soos hierdie brandblister glaskaste is, wat jy stik en breek, in case of emergency nie. Want moenie gevoel wees nie, God werk nie so nie. Jy kan hom nie ignore, en wanneer jy nou skielik 'n probleem het, sê Here nie. Here, nou moet jy hierdie gemors uitsorteer nie. Jy moet eers tot bekering kom. Eers wegdraai van jou sonde. Jy moet eers jou geloof in hom plaas. Dan uit dit vloei dit. Maar kan ek vir julle vra, dames, as jou man jou die hele tyd ignore, en wanneer hy praat, is hy op sy selfoon, nou, ouens, sorry, ek het nie bedoel om jou in die moeilikheid te kry vanoggend nie. En hy help met niks nie, en hy is net op sy eie mission. En dan sit hy daar in die sitkamer, en hy skree, koffie! Dat die spoeg so spat soos nou. Wie van julle girls voel, ek het hom so lief, ek wil so graag vir hom koffie maak. Julle doen, maar dan julle gaan sout ingooi of iets soos dit, nee? Niks lekker nie. So niemand van ons, nie eers ons, wil hê, mense moet ons net soek, mense moet ons net lief hê, wanneer hulle ons nodig het. Niemand van ons wil dit in ons lewens hê nie. En God is nog heiliger en volmaak, wat ons nie is nie. Moenie God net gebruik wanneer jy hom nodig het nie. Prys die Here, hy is daar wanneer jy hom nodig het as jy sy kind is. En dan kyk jy op en daar's hulp. Daar's hulp. As jy nie opkyk nie, het jy nie vrede nie.
En dit is so wonderlik om iemand soos God te hê na wie jy kan opkyk. Is dit nie? Dis iemand wat in beheer is, iemand wat almagtig is, iemand wat God is. Dit is so wonderlik dat ons kan kyk na hom. En dis hoekom die menswording, die vleeswording van Christus so wonderbaarlik is, dat hy vir ons kom wys het hoe God is en hoe lief hy ons het. Ik lees in 'n boek hierdie vakansie. 'n man is in 'n klein dorpie besig om mense te probeer oortuig dat die Christen geloof nonsens is. En hy vertel vir hulle van hoe hulle predikante vir hulle lieg en hoe die Bybel nie betroubaar is nie en hoe God 'n foefie is en hulle moet net vir hulle self lewe. En hy oortuig hulle. En dit raak op 'n stadium stil en 'n tannie kom uit die groepie mense wat daar staan na vore en vra hom 'n vraag en sê, jy wil nou hê ons moet ons God los, ons Christendom aflê en ons moet doen wat jy doen. Maar ek het net een vraag vir jou. Is jy gelukkig? En die man sê, maar dit gaan nie oor geluk nie, dit gaan oor my en dit gaan oor jou en dit gaan oor, en sy sê nee, dit is 'n baie belangrike vraag. Want jy wil hê ons moet dit wat ons nou het los. En dan word soos jy, so sê vir my, is jy gelukkig? En die man het omgedraai en weggeloop. En so, ware geluk is opgesluit in die verhouding met die lewende God. Wanneer jy opkyk en jy kyk op na iemand wat jy Vader noem, Abba, Sjoe, verander alles. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Is jy gelukkig? Kan net geluk vind by God. En in die hele wereld is okay om gelukkig te wees, nee. Soos, ek het nou as 'n kind, as op 'n stadium was ek bekommer dat ons as Christene nie mag gelukkig wees nie. Daar was 'n teologiese stroom in die Nuwe Testamentiese tyd wat gesê het, jy mag nie gelukkig wees nie, want dan beteken dit jy's nie besig met die wil van die Here nie. En ek is net soos, waar sien jy dit? Aan die einde van Habakuk sien ons 'n man wat jubel, ten spyte van alles. En Christene nie net kan gelukkig wees nie, maar moet gelukkig wees. En dit beteken nie, daai geluk is nie, ons huil nie. Ons huil harder as almal wanneer dinge sleg gaan. En dis hoekom ons vir mekaar sê, dis okay om nie okay te wees nie. Dis net nie okay om daar te bly nie, maar dis okay om te huil. Kuier by Tannie Nelly wat geval het met die kar wat oor haar gery het by die hospitaal. En ek sê vir haar, sy's hartseer en dinge is moeilik. En ek sê vir haar, Tannie, dis okay om nie okay te wees nie. En sy sê, ja, maar dis beter om okay te wees. En ek dink dis so, ek sê, ja, ek weet dis beter. Ek weet dis beter. Maar as jy lang genoeg lewe, dan weet jy, dis nie hoe dit werk nie, dis nie hoe God werk nie. Hy laat ons deur moeilike goed gaan. En ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom hy dit laat doen, maar die uiteinde is vreugde vir ons. Kyk op, die tweede ding is kyk terug. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Hy kyk terug op hoe God met Israel op pad gestap het. En vanaf vers 3 tot 15 het hy, en ek gaan dit nie lees nie, maar jy kan by die huis gaan lees, kyk hy terug na hoe God gewerk het in die verlede. En wat God gedoen het. In vers 14 is dit so mooi as hy sê, met sy pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi. So, hy praat hier van hoe God, niemand is 'n match vir God nie. God kan doen wat hy wil, niemand kan hom wen nie. En hy kyk oor hoe God altyd wen, hoe God in die verlede altyd help. En selfs groot weermagte en armies staan nie 'n kans teen hom nie. Hy maak hulle dood met hulle eie pyle. Ons het die Bybel, 'n boek wat vir ons laat terugkyk. So kan ek jou uitdaag in die begin van die jaar, lees die Bybel aandagtig,
Lees dit om by God iets te hoor en lees dit om te verander. Die vraag wat ek altyd wil antwoord as ek met my stilte tyd besig is, besig met die woord van die Here, is so what? As jy nie daai vraag kan beantwoord nie, het jy geen toepassing op wat die skrif sê nie. Lees die woord van die Here. En nie daai lees waar, jy weet daai gewete lees noem ek dit, jy lees net soos, ek wil net lees tot my gewete my nie meer aankla. Lees genuine, wees genuine in wanneer jy lees, en soek God. En wanneer jy terugkyk, ons die hele boek van terugkyk, wat ons kan help, en ek wil vir jou sê, as jy 2024 en elke ander dag van elke ander jaar, as daar hoop in jou hart moet wees, moet jy die woord sentraal maak in jou lewe. Julle moet dit lees, as gesin lees die Bybel. As individue lees die Bybel. Manne, waar is die manne? Ek wil die manne uitdaag om die woord van God hierdie jaar deel van jou lewe en deel van jou gesin se lewe te maak. Jou verantwoordelikheid om te sorg dat jou kinders die woord van die Here hoor. Moenie net vir jou vrou los nie. Jy neem die verantwoordelikheid. Jy is die hoof van die huis. En dames, maak seker, jy spandeer nie meer tyd met skorrelgoed as wat jy spandeer met God se woord nie. Maak seker, jy spandeer nie meer tyd met allerdaagse goedjies as wat jy met God spandeer nie. Almal van ons het 'n uitdaging. En ek weet, soos julle nou hier sit, voel julle nou baie skuldig. Maar ek wil sê, moenie skuldig voel nie, voel opgewonde. Jy die woord in jou hand, gaan lees dit, kyk terug. Dit help ons om vorentoe te kyk. En dis die derde ding wat ons moet doen. Kyk vorentoe. Kyk vorentoe. Kyk vorentoe is so 'n belangrike ding. Om terug te kyk is wonderlik, om te leer uit die verlede is wonderlik. Maar om in die verlede te leef is nie so wonderlik nie. Om stak te wees in die verlede is nie 'n goeie ding nie. So, die Here het 'n pad met jou gestap, en dit is goed om terug te kyk hoe die Here jou ook gedra het. Maar ons sukkel nie eintlik baie met daai deel nie, voel dit vir my. Ons sukkel meer met ons sukkel om 2023 agter ons te sit. En dit kleef nog steeds aan ons wat gebeur het. Of wat met my gebeur het as kind, of wat in die verlede 'n effek op my gehad het, dalk nog hou vas op my in die hede. En ek wil vir jou sê, nee, laat die verlede gaan, strek jou uit na wat voor is, en kyk vorentoe. Maar waar begin ons om vorentoe te kyk? Waarin is dit geanker? Dis die vraag, nee? Soos, hoe doen ons dit? Vers 2 gee vir ons die antwoord: Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Die beste manier om vorentoe te kyk, die plek waarin dit begin, die plek waarin dit gewortel is om God te vrees. Om God te vrees beteken twee goedjies, Jacques het een keer so mooi bespreek, Jacques, nee, die respek vir God, daai heilige agting vir God. Maar aan die ander kant is dit die liefdevolle God, waar ons 'n vaderverhouding, 'n liefdevolle vaderverhouding van ek kan by hom gaan sit en met hom praat en hy hoor en verstaan. Maar ek kan nie doen wat ek wil nie, want dan is ek besig om met 'n regverdige God te speel, en God is nie ons maatjie nie, hy is ons vriend. Daar's 'n verskil. Kyk vorentoe beteken om te vrees, want wanneer ons vrees, dan is ons gehoorsaam. En wanneer ons gehoorsaam het, dan seën die Here ons, en dit is wanneer ons op ons gelukkigste is. Niks help jou beter om vorentoe te kyk as om te weet God is soewerein en in beheer nie. En alles gaan oukei wees, want hy wag môre. Hy wag al reeds by môre. Habakuk sê in vers 2, Here, roep u werk in die lewe, in die midde van die jare, laat dit bekend word, in u toren, dink aan ontferming. So wat hy hierso sê is, Here, wees ons genadig, kom stuur herlewing. Here, kom bring weer hoop. Kom verander weer ons lewens.
En hierdie is 'n gebed wat ons almal nodig het en wat die wêreld altyd nodig het. Here, sal U iets doen? En laat ons dit bid hierdie jaar. Here, sal U in die middel van alles, in die middel van die gemors in my lewe, in die middel van die gemors van die wêreld, sal U help, sal U red. Nie omdat ek die redding soek nie, maar omdat ek U soek. Jy sien, as jy die redding soek en nie die redder nie, dan gaan jy keer op keer teleurgesteld wees. Want jy gaan nooit die redding kry soos jy dit wil hê nie. Ons soek redding op die manier wat ons redding wil hê, nie op die manier wat God dit bied nie. Kyk vorentoe. Wanneer ons vorentoe kyk en ons God vrees, dan sien ons in vers 16, toe ek hierdie ding gehoor het, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Hierdie amper 'n fisiese manifestasie van dit wat hy glo. En dan tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom, oor die volk deur wie ons aangeval is. Sien julle wat hy sê hierso? Hy sê, ek wil hê die Here moet nou iets doen. Die Here sal nie nou iets doen nie. Maar Here, ek gaan U vertrou en ek gaan geduldig wag. Sien jy, as jy vorentoe kyk, is dit belangrik om geduldig te wag op God. Dat hy sal doen wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil, op sy tyd. En jy vertrou hom dat dit oukei gaan wees. Hou aan glo God is in beheer. Hou aan glo God is soewerein. Mario, daai versie wat jy gelees het so mooi ingeskakel. Sien, maak nie saak wat ander mense sê of wat die wêreld sê nie. Die laaste woord van wat waarlik met God se kinders gaan gebeur, lê by God en by God alleen. En dis goeie nuus. Okay, so nou kyk ons vorentoe en ons vrees die Here. En dit veroorsaak dat ons anders te dink en anders te wag en anders te optree. Maar dit veroorsaak ook dat vers 17 tot die einde, jy weet, vir ons hoop gee in vers 18. Al sou die vyeboom nie bot nie, wat het julle nou gesing? En daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, hulle sal nie misluk wees nie, hulle sal misluk. Toe ek 'n klein kind was, het ek gedink, hulle is misluk die druiwe. Tog ek, hoe is druiwe misluk? Maar dis net omdat ek bietjie dom was toe ek klein is en dalk nog nou dat ek groot is ook. En daar geen klein vee in die kamper meer wees nie. En die beeskrale sonder beeste wees. So wat hy praat van 6 disasters wat sou beteken dat jy doodgaan op die einde van die dag. En hy begin met die vye. Die vye was 'n bietjie van 'n delicacy, jy weet, soos sweets, vye. En dan soos dit ontwikkel raak dit die goed wat brood nodig is vir oorlewing. En ek weet nie of julle dit optel nie, maar die hartseer van hierdie storie is, God gaan hierdie laat gebeur. Hierdie is iets wat op pad was. So, dis nie Habakuk wat sê, miskien eendag in die toekoms, as die vyeboom nie bot nie, of as die beeste nou doodgaan, of miskien eendag dan sal ek U dien nie. Nee, hy weet, hierdie is op pad, en dit het gebeur in geskiedenis, kan ons dit sien. Hy weet, hierdie gaan gebeur. God het gesê dit gaan gebeur, dit is op pad. So seker as wat God leef, dit gaan gebeur. En dit maak het eintlik nog meer impressive dat dit waar is, nê? Dat hy weet dis op pad en dan kry ons hierdie woord, hierdie kosbare woord, nogtans. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sien, die woord nogtans is verskriklik belangrik. Dit laat my ook dink aan Efesiërs 2 waar het sê ons is dood in ons sonde. En dan praat hy oor hoe daar geen hoop is nie. Ons almal word in sonde gebore, ons het geen kans nie. Maar in vers 4 van Efesiërs 2 sê hy, maar God. En daai maar God is soos daai nogtans. Maar God is barmhartig. En hy sal red. As jy jou geloof in hom plaas, red hy. En so nogtans, as Here in 2024, as ek siek word en dit lyk nie goed nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Here, as my kinders onmoontlik is en ek weet nie wat om te doen nie, nogtans.
Here, as ek swak word en ek het nie meer krag nie, nogtans. As ek finansiëel nie weet hoe ons die rekening gaan betaal en kos koop nie, nogtans. As ek nie seker is oor my toekoms nie, nogtans. Hoekom? God. In Daniël sien ons die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle gaan in die oond gegooi word. Kan julle kinders daai storie onthou? Hulle maak 'n groot vuur, groter as soos 'n kamer daar by jou. Ek weet nie hoe groot julle kamers is nie, maar so groot soos julle sitkamer, kom ons sê. En daai vuur is so warm, as jy jou daarin sit, brand dit jou dood. En die koning sê vir hierdie 3 vriende, as julle nie God verloon nie, gaan ons julle in hierdie oond gooi en dan gaan julle doodbrand. En ek is mal oor wat hierdie vriende sê. Hulle kyk die koning in die oë en hulle sê, ons God het die mag om ons hier uit te red. Maar as hy dit nie doen nie, sal ons hom nog steeds eer. Nogtans. Sien julle dit? Nogtans. En ek sukkel met daai nogtans. Wat van jou? Ek sukkel met dit. Ek wil nie daai nogtans moet daar wees nie. Ek wil hê die Here moet dit net fix. Ek wil hê die Here moet sorg dat die olyfbome vrugte hê. Ek wil hê die Here moet daai beeste in die krale sit. Ek wil hê hy moet alles net laat mooi loop. Dis wat ek wil hê. Ek wil nie die swaar kry hê nie. Want dan, hoe gaan ek groei in my geloof? Hoe gaan ek vrede hê? Hoe gaan ek vreugde hê? Ek moet soos Habakuk en jy moet soos Habakuk sê, nogtans, al kom die straf, en ek moet vir julle sê, sien julle iets van die goeie nuus van die evangelie in hierdie gedeelte? Habakuk weet, hulle droog gemaak, en hy weet die straf is op pad, maar daar is steeds 'n nogtans, want dis God se genade, wat nogtans moontlik maak. Dis God se vergifnis, wat nogtans moontlik maak. Hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dis die evangelie, julle. Hoe kry ek dit reg om op te kyk? Habakuk help ons in vers 19. Die Here my God gee vir my krag, maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Dis die Here, dis sy krag. Dis die Here wat dit vir my moontlik maak om te kan jubel, al val alles uitmekaar uit. En so dis hoekom ons jubel, né? En die jubel hierso, die jubel hierdie woord wat hier gebruik word, is nie soos ek's bly. Jy weet, baie keer toe ek net getroud is, het ek geleer, as jou vrou vir jou persent gee, moet jy jubel. Natasha, ek sal nooit vergeet, jy gee vir my 'n geskenkie, ons is net getroud, en ek sê vir haar, dankie liefie. En sy sê, jy lyk nie baie bly nie. Hou jy nie van dit nie? En ek is baie bly, regtig, ek is baie bly hier binne, ek is baie bly. En sy sê, ek dink nie jy is bly nie. En dit is 'n hele storie, wat al aangegaan het. Nou, as sy vir my persent gee, sê man, sy gee vir my hierdie papier, en sê ek, liefling, 'n papier, jy is daarom die beste, nee, jy is amazing. So, mans, gratis advies op die kant, nee, gratis advies op die kant. Maar die jubel hier is soos iemand wat loop en dans en sing, want God is goed. En ons Christene, dink net hoe amazing is hierdie prentjie. Soos, die vyebome het nie gebot nie, die druiwe, daar's niks nie. Die olyfoes is mislik en het mislik. Die lande het nie meer oeste nie, daar's niks om te eet nie, die beeste is dood. Die kleinvee is dood. Soos, dis hoe jou lewe is, en dan sien die mense hier, dan kry hulle jou daar in die winkel, en jy het 'n huppel in jou stap. En as hulle met jou praat, loop die trane, en jy huil. Maar in die trane sien hulle 'n vreugde en 'n vrede, wat hulle nie kan verstaan nie. Hoe is dit moontlik? Dis die Here, dis die verskil in die lewe van 'n Christen. Ons is nie hierdie lang gesig, white knuckle Christianity,
wat net soos miserable rondloop en nie dink daar's enige hoop nie. Daar's hoop vir ons. En so ek wil hê jy moet dink oor jou lewe. Een van my vriende het einde laas jaar uitgevind, hy het leukemia. En die slegte leukemia, nie die goeie ene nie. So die enetjie wat nie goed is vir jou nie. Die een wat jou kanse is baie skraal om dit te maak. En hy het die volgende boodskap uit 'n boekie gepost. Die boekie se naam is Don't Waste Your Cancer. En ek wil julle met luister, nou ek weet julle is Afrikaanse mense en julle moet nou hard probeer, maar probeer net volg wat hy hierso sê. We waste our cancer if we seek comfort from our odds rather from God. The world gets comfort from their odds, not Christians. God's design is clear from 2 Corinthians 1 verse 9. Hier's wat 2 Korintiërs 1 vers 9 sê. We felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raised the dead. Dis 2 Korintiërs 1 vers 9. The aim of God in our cancer, amongst a thousand other things, is to knock props out from under our hearts so that we rely on Him alone. En so dis wat Habakuk besef het. Hoekom gebeur slegte goed met Christene? 2 Korintiërs 1 vers 9. Dit het gevoel, dit is so erg, dit voel of ons doodgaan. Hoekom het dit gebeur? But it was to make us rely not on ourselves, but on God. Dit gebeur met ons sodat ons kan leer om God te vertrou en op hom staat te maak. En wanneer dit klik, dan kom die vrede en die vreugde. Sien, soms connect ons God se goedheid aan hoe goed dit met jou gaan. En dis nie 'n goeie idee nie. Finale toepassing. Is julle nog met my? Julle wakker hier in die nuwe jaar. So finale toepassing. Kweek goeie gewoontes. Lees die Bybel. Memoriseer die Bybel. Ja, Lukie, memoriseer. Ek kan nie eens onthou om dit of dat te doen nie. Ek onthou niks meer nie. Ek's te oud of ek's te jonk of ek's te wat. Nonsens. Almal van ons kan 'n versie memoriseer. Plak hom agter die toiletdeur op die yskas, daar waar jy werk, daar waar jy sit. As jy wag vir mense en jy het niks om te doen nie, leer 'n versie. En al kan jy nie 1 week leer nie, jy kan dalk 1 jaar leer, ten minste. Maar memoriseer die woord. Bid en praat met die Here. Ja, dis interessant, nee. Julle weet vrouens het nodig om te praat en mans het nodig om te luister. Teoreties gesproke. Maar ek kan sien as my vrou praat, hoe sy ontspan en hoe sy net soos en ek dink dit is hoe God dit gemaak het met gebed ook. Dat wanneer ons bid is daai release, dis wanneer ons eintlik net en so bid. Aanbid die Here met 'n juwel in jou stap. En onthou die laaste ding wat ek wil sê. Onthou hierdie volgende. God gee dit waarvoor jy sou God gee jou dit waarvoor jy sou gevra het as jy geweet het wat hy geweet het. So luister, God gee vir my en jou wat hy weet ons voor sou gevra het as ons geweet het wat hy weet. En dit is die goeie nuus wat Habakuk besef het. So vir jou in 2024, laat daar baie hoop wees, laat daar baie vreugde wees, maar laat dit geanker wees in 'n opkyk, in 'n terugkyk en 'n vorentoe kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Habakuk en sy voorbeeld van geloof en vertroue. Help ons, Here, om soos hy ons oë op U te hou. Dankie vir die Here Jesus wat vir ons 'n voorbeeld gestel het. Geef vir ons genade, Here. En help vir ons om hierdie jaar regtig aan te pak met entoesiasme wat gewortel is in 'n God wat liefhet
en 'n God wat red, en 'n God wat hoop het, en 'n God wat genadig is. Gee ons daai krag, in Jesus se naam bid ek dit. Amen. Dankie Mario. Kom ons staan. Surrender.